Baie dankie dat jy inskakel by ons program vandag. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Die stem wat jy vandag gaan hoor, gaan getuig van God se liefde. Want vriende, ons God is liefde. Sy het nie liefde geken nie, maar God se genade is so wyd, sy liefde is so diep, en hierdie verhaal getuig verseker dat God se liefde vir almal is. Jy luister nou na Stem van Getuies, veranderde lewe. Vandag gesels ek met Petro Forster en dis 'n baie groot voorreg vandag om Petro te gesels. En Petro, dankie vir die bereidwilligheid wat jy het, wat die Heilige Gees op jou hart lê om hierdie verhaal met ons te deel. En baie welkom by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Dankie. Dankie. Petro skakel in saam met my online waar ons gaan gesels oor haar lewensreis. Hoe die Here nog altyd met haar was, hoe die Here haar gaan haal het in plekke, uitgereik het na haar toe en waar sy haar hart vir die Here gegee het. Petro, ek wil jou graag vra om ons na die begin toe te vat. Jy het groot geword in 'n Christelike huis. Vat ons terug na daai kinderdae van jou. Hoe was dit gewees? My kinderdae was nie altyd aangename dae nie. Was maar moeilike dae. Dit was baie seer kry dae, want ek het in 'n huis groot geword van ek was nie hoe sal ek sê, my pa was geskei, my pa en my ma was geskei, en ek het in 'n huis groot geword waar ek baie keer gevoel het ek nie regtig baie welkom in was nie, maar tog was daar ek weet nie hoe om te sê nie, liefde tussen ons as kinders, maar ons het maar weggegaan, ek het maar altyd die uitstaande enetjie gewees. Eintlik was ek maar altyd, soos ek wil sê, die swart skaap, die dom ene, want ek het altyd gevoel, ek is maar dom, want kyk, die ouer mense het nie geglo aan baie dinge nie, so ek kon nie spel of skryf of al daai dinge nie, so ek was nie eintlik regtig deel nie, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar tog het my pa 'n huisgodsdiens gehou, ons het sondagskool toe gegaan, en al daai dinge. En ja, Martina het my om vergifnis gevra. Kort voor haar dood het sy vir my gesê, sy kan nie verstaan hoekom sy my so behandel het, soos sy my behandel het. Maar agterna het ek besef, as dit nie vir daai behandeling was nie, sou ek nie deur baie moeilike tye gegaan het nie. Maar nou ja, dit was maar hoe dit gewees het. Hoeveel kinders was julle gewees, Petro? Was 6 kinders. Was jy die oudste gewees? Nee, Corrie, Martina se dogter, was die oudste. Dan was dit ek en dan Martina en my pa, hulle 4 kinders gehad. So jy was die oudste van jou pa se? Jy kan maar so, kyk, daar was my ma was weg met my sussie gewees. Daar was 'n ander sussie. Kyk, my pa en my ma is geskei toe ek 3 maande oud was. Kyk, my ma het vir my gesê toe ek haar ontmoet het op 'n 18e jaar ouderdom, het sy vir my gesê, ek wou jou nie gehad het nie, ek het alles in my lewe gedoen om jou af te bring. Haar woorde aan my was nog, maar jy het gesit soos 'n neet aan 'n wolkombers, en ek het baie keer gevra, Here, hoekom? Waarom? Toe ek die Here leer ken het, want ek moes lank vat om tot by die ding te kom om te kon vergewe het.
maar die Here het vir my geleer hoe om te kan vergewe, maar soms raak 'n mens maar emosioneel as jy so dink aan al die dinge. Maar tog het ek gesê, mens moet maar partykeer gaan soek die storie agter die storie. Miskien omdat sy haar ouers, sy haar pa wat sy so lief gehad het, op 'n ouderdom van 7 jaar verloor het, en daar het baie dinge in haar kinderlewe gebeur wat ook nie aangenaam was nie. So dis dalk hoekom sy my so behandel het, ek weet nie. Dis eintlik En mooi, dis mooi dat jy dit so noem, Petru, dat jy gaan soek het om te leer om haar te vergewe en om miskien haar storie te verstaan. Daar's so 'n reeks op YouTube wat ek onlangs begin kyk het. Ek kan nou nie die ou se naam onthou nie, maar sy van is Ning. Dis Jesus for Asia, Asia for Jesus, so ietsie. En deel van een van die reekse wat hy van praat is, baie keer wanneer iemand iets aan ons doen, dan gaan dit terug in generasies. En ons dink nie altyd so nie, die woede of die haat of die seer of alles, want dit gaan oor, en ek dink dit is heel normaal en menslik, dit wat aan my gedoen is, so dis hoekom ek so voel. Obviously, jy het nie welkom en geliefd gevoel nie, deur die ma wat jou groot gemaak het. En tog, vandag as 'n volwasse kan jy teruggaan om te sien, okay, maar dalk, weet, iets het met haar gebeur, daar's 'n rede hoekom sy so voel, en hoekom sy dit oorgedra het. Dis actually baie mooi vir my om te hoor, dat dit nie net iemand van 'n preekstoel is wat so iets sê om te kan doen nie, maar dit in prakties actually regtig gebeur, en dit werk. So, eerstens wel dan vir jou, en ja, dat jy jou hart so oopmaak vir die Here om so met jou te kan werk. Ja, want selfs my eie ma wat my nie wou gehad het nie, weet wat my wou afbring. Ek het haar ding gaan soek, soos ek sê, sy het haar pa op 'n jong ouderdom verloor. Maar Tina was dit ook maar seker moeilik geweest. Ek was 'n ander vrou se kind, en nou sit ek weer daar, en sy het ook maar 'n moeilike kinderlewe gehad. So dit het dalk daarin toe gedraai, jy weet, wat daar ingekom het. Maar, soos ek sê, Martina het my vergif gevra, al het ek nie daai tyd, toe sy dit gevra het, verstaan, hoekom, wat sy gesê het nie, ek het dit eers begin verstaan, nou ek met die Here te doen gekry het. Al het ek nou in 'n geestelike huis, weet 'n Christelike huis, laat ek sê, in 'n Christelike huis groot geword, kerk toe gegaan, sonnaarskool toe gegaan, al daai dinge, was dit nie, het ek nie verstaan nie, want ek het nie die Here op daai stadium regtig geken, om te besef waaroor vergifnis eintlik gaan nie. Dit is baie maklik vir iemand te sê, ek vergewe jou, maar weet jy waaroor vergifnis gaan? Nie altyd nie. Ja, dis 'n diep vraag, maar ek wil gou jou vra, jy het nou iets genoem wat vir my interessant was. Jy het jouself in die rede geval deur te sê 'n geestelike huis en toe nee, 'n Christelike huis. Wat is die verskil tussen 'n geestelike en 'n Christelike huis waarin mens groot word? Ek sal sê die geestelike huis is waar die Heilige Gees regtig die leiding neem. Wat jy absoluut in die Heilige Gees se teenwoordigheid is vir leiding en al daai dinge, maar om net in 'n Christelike huis groot te word is, okay, jy lees dalk Bybel net ons het nou gelees, ons is Christelike mense. Ek weet nie of ek my reg uitdruk nie, maar vir my is daar tog ietsie wat 'n verskil maak daar. Ek weet nie of jy my verstaan wat ek vir jou probeer sê nie. Ek doen, en ek hoop die luisteraars doen ook, want Petru het 'n baie goeie punt, Piet. 'n gewoonte om kerk toe te gaan en om 'n Christelike gewoonte te hê, is nie noodwendig ek het 'n geestelike verband of ek het 'n verhouding met die Here nie. Is dit waartoe jy gaan, Petru? Ja, dis reg. Dit is wat ek eintlik probeer sê. Ja, dit is so. So as 'n kind het jy 'n persoonlike verhouding met die Here gehad? Nie regtig nie. Ek het baie keer met die Here gepraat, maar nie regtig. Ek kan nie regtig sê nie. Want ek het nooit regtig gebid nie. Ek het in my eie wêreldjie gelewe.
ek het baie kere in drome gelewe en dan dink ek, as ek nou doodgaan en ek is in hierdie kus en hulle gooi my toe, gaan hulle oor my huil. Jy weet, ek het so ver in sulke tipe of ek het gaan sit onder, dan sit ek so in 'n drome, dan sê ek, as ek nou by my ma kan kom, dan gaan sy dit en dit en dit doen vir my, of as ek dit, jy weet, ek het altyd in 'n so fantasie wêreld van my eie gelewe en so aan, maar laat ek kan sê, ek het regtig 'n noue verhouding met die Here gehad, nee, dit kan ek regtig nie sê, dat ek daai tyd 'n noue verhouding gehad het nie. Ek het eers in 1982 'n noue verhouding met die Here begin. Om te begin met die Here. Okay, so in 1982 het jy jou hart vir die Here gegee, maar obviously was daar 'n tydperk tussen jou kinderjare en 1982. Hoe het jou kinderjare invloed gehad op jou grootmenslewe? Wat jy nog steeds nie heeltemal saam met die Here was nie, maar obviously 'n pad begin stap op pad om die Here se hand te vat. Wat het in daai tydperk gebeur? Daai tydperk was nie ook nie 'n maklike tydperk nie, want ek het myself nie regtig eers geken nie, want ek was altyd ander het vir my besluite, so ek het nooit geleer wie en wat ek is nie. Ek het nooit 'n selfvertrouensbeeld gehad nie. Ek het nooit gedink ek is goed genoeg vir iemand nie, want ek was maar altyd die dom onnozele enetjie gewees, want ek kon glad nie lees of spel nie. En soos my man altyd vir my gesê het, ek moes dankbaar gewees het dat hy met my getrou het, want ek kan nie eers lees en skryf nie. En regtig, ek kon nie. Die Here het my geleer na 1982. Ek onthou nog toe ek in die verpleegberoep ingegaan het by psigiatriese hospitaal, het meneer van Altenaar toe hy gesê hy kom soek my spesifiek my vraag stel, want toe die dosent vir ons gesê, hoorie, daai vrou weet niks van skryf of wat nie. Meneer Nel, hulle het my mondelings gevat, want ek kon nie lees of skryf nie. Sjoe, ek moet net gou 'n bietjie rewind en dit bymekaar sit. Jy het in 'n huis groot geword waar jy nie geliefd of belanged gevoel het nie. Groot geword, later is jy getrou en jou man het die woorde gebruik, jy kan bly wees ek met jou getrou, want jy is, kom ons sê, amper niks werd nie, want jy kan nie lees of skryf, daai goed gebruik. En jy het beland in 'n psigiatriese hospitaal waar jy in 'n posisie was om mense te help. Ja, ek het daar van dink. Ek het daar gaan werk. Ek sou gegaan het as 'n haarkapster om hulle hare te doen, en toe sê hulle vir die meneer Nel vir my, nee, maar die raad vereis dat ek verpleeg agtergrond moet hê. So ek was nie in 'n algemene hospitaal nie, psigiatries en algemene maar as jy die pad saam my gaan loop, hoe ek in die algemeen gekom het, weet jy, as ek my hele storie so vir jou moet uitsit, dis baie lank. Maar weet jy, in elke opsig sien jy die hand van die Here, hoe hy my gelei het van dag tot dag, waar hy my deurgepad het, waar ek feitelik amper dood was baie kere. Maar die Here het vir my gevat, stap vir stap gevat. Pieter, vat ons na 1982, voor ons teruggaan na die hospitaal toe. Wat het gebeur in 1982? Ek het 2 pleegkinders gehad. Ek het die babietjie gekry. Dit was my man se suster se seun se 2 kinders. Nou, Laurel, die 2 mensies was alkoholiste, maar ek het die 2 kinders in pleegsorg gekry. En die babietjie, hy was 'n babietjie, maar hulle het vir my gesê hy sal nie, want hy was 'n alkoholbabietjie, maar hy het mooi reg gekom. Nou, toe het hulle die kinders, toe moes die kinders teruggeplaas word, na hulle 6 jaar in my
pleegsorg was, want ek het nie kinders van my eie gehad nie. Maar ek het baie vasgegroei in daai seentjie, want ek het altyd gesê, as hulle vir my gesê het, ek gaan nie, die kind gaan nie iets wees nie, of wat nie, want ek weet, hy's 'n alkoholbaba en alles, want ek gesê, hy sal nie. Dan het ek vir ander gevra om vir hom te bid, maar ek self het nooit gebid nie. Regtig nie gebid nie. Toe was hierdie kinders 6 jaar in my sorg, amper 7 jaar. Toe het die pa weer getroud en toe het hulle besluit weer nie, die kinders moet nou teruggaan. Dit was vir my en my oorlede man 'n baie harde slag gewees. So het ek die dag op my bed gelê en kyk, ek sê altyd, baie keer dink mense rook daai en daai sonde, maar in jou gedagtes kan jy groter sonde doen as wat 'n mens kan raak sien. Dit het ek ook geleer. Verseker, en Jesus waarsku ons daarteen. Wat hy sê, dit wat hierbo aangaan, dit is om moord te pleeg, is dieselfde om jou kop te haat. Ja, en nou, ek het op my bed gelê en ek het gedink aan Lor en gedink, as julle kind doodgaan, hoe gaan ek vir julle lag? En weet jy, ek het dit gesien hoe hulle kind doodgaan, ek het alles, weet jy, dit was so 'n wrok in haat en alles in my gewees. En die volgende oomblik hoor ek hierdie stem, hard en duidelik. Wie dink jy is jy? Het jy mag oorlewe in dood, of het ek mag oorlewe in dood? As ek Tinus nou doodmaak, wat kan jy maak? Weet jy, toe ek my kon kry, toe sit ek teen 'n muur vas. Ek het van daai muur af gekruip na my bed toe. En vir die eerste keer in my lewe het ek gesê, Here, toe weet ek het met 'n lewende God hier te doen. Ek het nie hier nou met 'n mens te doen nie. En ek het na daai bed gekruip en ek het gesê, Heer, ek weet nie hoe om te bid nie. Ek het nog nooit gebid nie, maar ek het op die skoolbanke gehoor van die koning met die 2 vrouens en het vir daai die koning het vir hulle gesê, hulle moet daai kind middeldeurkap, maar ek is nou soos daai ma wat gekeer het. Nou vra ek, Here, vat Tinus, laat hulle hom vat, laat hulle maak net wat hulle wil, maar moenie hom doodmaak nie. Heer, help my net, want al wat ek ken is haat. Ek het soveel haat in my binneste, dat ek nie weet hoe om dit te hanteer nie. En vir daai het ek nie geweet wat om te doen nie. My man was op sy eie stasie, want hy het die dinge op sy manier verwerk, en ek is op my eie, en ek met die dinge op my manier. En hier het ek nou weet dat die Here met my gepraat het, ek het geloop deur die huis, ek het nie geweet wat om verder te doen nie. Maar ek het geweet, ek het hier te doen met 'n God. En toe, een aand toe gaan my man en hy die revolver gevat, hy gaan homself skiet. Ek het al genade wat ek gehad het, toe dink ek moet sy ma, hulle was in die NG Kerk, ek moet daai dominee bel en vir hom sê, want ons het nie kerk toe gegaan nie, so ek het nie weet, ding is dat ons by 'n kerk regtig in is nie, want soos ek sê, my man het vir my gesê, bewys vir my daarso God, en dan sal ek glo. En toe bel ek die dominee, en hy het uitgekom, en hy het met my man gekry, en hy het vir my gepraat, en die vuurwapen gevat. Toe sê hy vir my, hy het glo nie, my man sal iets aan homself doen nie, maar as hy nie reg is, dan moet ek hom maar weer bel. En toe het ek begin, en ek het met die Here gepraat, vir die aand in my eetkamer, in die sitkamer gestaan en gesê, Here, ek weet nie, U het met my gepraat, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, wat ek moet doen nie. En ek het gaan slaap toe, want hy het geslaap, en ek het
ek gaan lê en ek weet jy word daai nag en jy word mos baie keer wakker af voel jy daar's iemand of wat en ek dink so het ek nou die deure gesluit of wat gaan nou aan en ek het so wakker geword met so angs, vrees en die volgende oomblik toe hoor ek hierdie stem moenie vrees nie, dis ek wil met jou kom praat. Soos dat ek nou vanmiddag hier op my bed sit, so het ek gesit op daai bed. Ek weet nie of ek regtig so gesit het of dit net so in die gees was nie. Ek weet nie, maar ek weet ek het regop gesit. Maar ek weet die Here het voor my gestaan. En die Here het met my gepraat en hy het vir my gesê hy wil met my gesels en hy het met my gesels oor Tinus. En ek het vir hom gesê, Here, Tinus is nie meer my wil nie, hy is u wil, help my net nie om mee te haat nie. Hy het met my gesels oor my kinderjare en al die goed. En ek het vir hom gesê, Here, ek wil nie meer haat nie. Ek wil nie meer haat nie. Maar ek weet nie hoe om van dit ontslae te raak nie. Ek weet net nie hoe nie. En weet jy, hy het lank hele ruk, dit is baie moeilik om vir jou alles te verduidelik, hoe hy alles met my gesels. En die volgende oomblik, toe vat hy my. En hy vat my na hy sê vir my, ek wil vir jou iets gaan wys. Ek weet ek het saam met hom beweeg tot by my kamervenster. En ek weet hy was kort agter my, hy het agter my gestaan. En ek weet hy was daar. En hy sê vir my, kyk op in die lug, en ek het op in die lug gekyk, en ek het die mooiste blou lig gesien. En die volgende oomblik het daar 'n wilde perd so gehardloop, 'n spierwit wilde perd. En dit het gelyk op daai perd, ek sien hom nou nog weier om getem te word, hoe hy sy kop ruk, en hoe hy rinnik, hoe hy alles. En die Here sê vir my, sien jy daai wilde perd? Ek gaan hom mak maak en hom by daai skape voeg. En daar aan my linkerkant bo in die bos het 'n trop skape gestaan. En daai skape was min, maar daar was 'n herder daarby. En ek het net gesê, ja Here, en die Here sê vir my, weet jy wie's daai wilde perd? En ek sê nee. En hy vat my aan my skouers en hy draai my om en hy sê, sien jy daai man op daai bed? Hy's die wilde perd. Hy weier om getem te word, maar ek gaan hom mak maak en by daai skape sit. En ek het gesê, ja Here, en ons het terugbeweeg bed toe. En ek weet ek het weer daar gesit en die Here het my gepraat. Hy het my die vertroosting gegee dat hy gaan my help. In elke opsig gaan hy my help. En hy sê vir my toe Naran, voor ek gaan wil ek vir jou iets gee. Ek het vir jou ook iets. Wat vir my so eienaardig was, hy het gesê ek het dit vir jou. Hy het nie gesê hy het dit vir my of vir my man nie. Hy het gesê ek het dit vir jou. En hy het 'n klein witkop dogtertjie op my skoot getel. En hy sê vir my, ek gee haar vir jou. En niemand gaan hom van jou af wegvat nie. En ek sê, dankie Here. En ek sê, Here, maar help my net om net nie weer te haat nie. En die Here het my gesê, hy gaan. Na daai ontmoeting, toe se Here weg, na daai ontmoeting, het ek vir dae, ek het nie geweet, mense het soveel trane nie. My klere was deurweek. Ek het gesit, partykeer het ek net gesit en dan trane geloop. Ek het nie geweet 'n mens kan so baie trane hê nie. My een skoonsister het eendag vir my gesê, Petro, jy loop nie, dit lyk of jy op wolke loop, jy lyk of jy nie naby ons is nie. Wat gaan met jou aan? Ek kan nie vir hulle verduidelik wat gaan aan nie. Ek weet nie hoe om dit vir hulle te sê nie, want niemand van hulle gaan verstaan waardeur ek nou is en wat met my gebeur het nie. Petro, kan ek jou vra, het jy op daai stadium verstaan? Ek het later begin verstaan, al het ek later deur die tye verstaan. En daai visioen
het my baie deurgedra. Ek weet nie wat om dit te noem nie. Ek het gedink, ek het een keer probeer praat, het hulle gesê ek is mal. My sissies het ook baie keer vir Johannes gevra, is sy nog so mal? Want so, ek kon met niemand gaan praat daaroor nie. Ek het ook nie 'n predikant geken wat ek kan praat nie. Baie keer luister ek nou na Walter 5, dan kan ek myself met hom identifiseer. En tog in die Bybel lees ons so baie verhale waar God na mense toe kwam in drome, in visioene. En ek weet by Mission Convention vroeër die jaar by Sedawin was daar 'n spreker ook wat gepraat het oor, het bid ons nou nog daarvoor dat God met ons duidelik praat. Dat dit is eintlik nie so weird nie. So God het met jou gepraat, want jy het vrees gehad en jy het baie pyn gehad en baie haat gehad. En dis wat God aangespreek het, nadat hy vir jou gesê het wie hy is. En hy's daar en nie vrees nie, en hy's die herder, hy het dit vir jou gewys. Wat so mooi is. Maar ek het jou nou gevra, het jy besef, jy het gesê nie op daai stadium nie, so obviously was daar 'n journey nog vorentoe, jou trane en alles het jy nie verstaan nie, mense het gedink jy's mal. En as ek nou jou storie mooi na geluister het, was Tinus op daai stadium 6 jaar. Ja. Okay. Ja, ek was 6 jaar. En is Tinus en sy sussie toe na sy pa toe? Hulle is na hulle pa toe, maar ons is heeltemal, ek sal jou sê, op hierdie oomblik het ons nie regtig kontak nie. Ek en sy sussie kontak met mekaar partykeer nog 'n bietjie. Maar toe het deur hierdie dinge, Tinus toe, het ek hom baie minder gesien, want ek het naderhand gevoel, want sy stiefma, as ek daar was, het ek gesien, sy was baie lelik met hom, en ek het geweet hoe dit voel, en toe het ek besluit om daar weg te bly terwille van hom. Ek moet net hierin add, that's big of you, om reeds te gesien het wat jou ma gedoen het en jou stiefma, en nou sien jy het vir 'n kind raak, en terug te gestaan het vir die situasie wat jy al ervaar het. Dit is so mooi, dit is regtig mooi. En maar later het ons weer in mekaar gekontak. Ek gaan nou vir, as jy nou hoor hoe het die Here gewerk. Maar in elk geval, en toe het ek mos nou in die hospitaal beland, en ek het toe nou maar net verpleeg daar, maar ons het toe so deurgegaan. Hoorie, so, as ek jou moet vertel, gaan ons tot vanaand toe wees, want daar het so baie dinge gebeur. So ek gaan net die hoogste punte uitlig. Nou ja, en hier in 1994 het my man baie siek geword. En die dokters het vir my gesê, hy gaan nie lewe nie. En ek het vir hulle gesê, hy gaan. Toe sê hulle vir my, nee, ek moet my daarin berus, maar ek het onthou in die visioene die Here vir my gesê, ek gaan nie wilde perd mag maak en by die skape voer. My man het nog nie erken dat God is nie. Hy het nog nie tot bekering gekom nie. En toe weet ek, maar hy gaan nie doodgaan nie. Hy sal eers sy knieë moet buig en sê, weet, dat God is. En hoe die Here my uit die Bybel uit geleer om te skryf en te spel. Dis absoluut, ek het met die Bybel leer spel. Ek kon nie dit skryf nie, my brein kon nie, ek het 'n verskriklike groot disleksie gehad. Baie mense glo my nie nou as ek skryf of iets nie, dan sê hulle kan dit nie glo dat ek nie kan nie, dan sê ek, maar die Here het my gehelp. Want hy het gesê, daai nag het hy gesê, hy gaan my help. Maar in elk geval, my man het my gebel, toe die 5 uur, toe ek al in die algemeen gewerk. Ek moet eendag vir jou vertel, hoe ek by die algemeen uitgekom. Jy gaan moet, ja. Want ek het toe in teaters en al die plekke gewerk. Jy sal verbaas wees waarin ek was. En toe sê die, soos ek sê, toe bel hy my die oggend, ek het by Moedhospitaal gewerk, toe sê hy my sy maag bloei. Hy braak bloed. En ek sê vir hom, jong, ek kan nie, want ek werk nou hier, ek het by Eugene Maree gewerk, maar ek het gemoonlight daar.
En ek sê vir hom, jong, en hy moet maar so lank aankom met die kar. Ek sal hom want dit is nie baie ver van ons af nie, dit is 'n paar blokke. Ek sal so lank huis toe loop as ek afkom. En toe ek toe vra die suster vir my, wat gaan aan? Ek sê vir my man sê hy's nie reg nie, hy braak bloed. Toe sê sy vir my, is jy klaar met jou werk? Ek sê ja, sy sê ek gaan dan maar gaan kyk wat gaan aan. En ek gaan toe huis toe, en ek kry hom halfpad en ek sien nee, jene, hierdie ou bloei. Hy bloei regtig. Ek kom by die huis en ek bel toe die hospitaal waar ek altyd werk by Eugene Marie en ek sê vir hulle ek soek vir dokter Marx. Hulle sê vir my Marx is nie daar nie, want Marx is sy chirurg wat al op hom geopereer het. En ek sê nou, wie kan ek nou kontak? En hulle sê vir my Billy van Wyk is in sy plek. En ek sê wel, dan moet ek hom in die hande kry en ek bel hom toe hulle weet en hy sê vir my bring hom in. Hulle neem hom toe dadelik op en hy sê vir my hulle gaan 'n Sint-Klawiese drip op hom sit. Dit was die Vrydag. Nou ons het ook toe net in 'n nuwe woonstelletjie naby die hospitaal ingetrek, so ek ken glad nie die mense nie. Ek het net gehoor van die woonstel en ons het daar ingetrek. En ek vat hom toe en ek het net teruggekom en gaan slaap, want ek werk nou weer die nag. Ek het ongelooflik baie gewerk. En toe sê, toe lei my foon, toe sê die werk, toe sê hulle vir my, ek moet dadelik inkom. Ek gaan toe hospitaal toe en ek kom daar en ek sien hulle dadelik vir hulle vir my onderwater drein ingesit. En ek vra vir die suster wat het gebeur. Sy sê dokter Billy wou vir hom 'n Sint-Klawiese drip opgesit het en die long is dit gebeur, maar baie keer die long is per ongeluk raak gesteek. En toe moes hulle met spoed onder water brein insit. En daar was nie tyd om hom eers teater toe te vat nie, alles. Ek het hom gehelp, ons het hom kalm gemaak, rustig gemaak. En toe gaan ek terug by huis toe, Saterdag het dit goed gegaan, ek het gewerk, alles. En Sondagoggend toe kom ek vroeg van die werk af. En toe ek sien die oom toe wat ons die woonstel by hier, en ek dink so, jene maar hierdie oom loop vroeg, want toe het ek in kinders al gewerk en ons het 'n reëling gehad. Ons loop 6 uur, maar dan kom ons 6 uur aan diens. In die aand, want ek het nagdiens gewerk, en ek dink so, jene, maar die oom is al maar vroeg op die pad, en ek kom by die hek in, en ek kry die tannie daar, waar sy vir haar hoendertjies kos gee, en ek sê vir haar, môre tannie, ek sien tannie se man loop vroeg, sy sê, ja, hy's op pad na jou man toe, ek sê na my man toe, hoekom? Sy sê nee, sy sê die Here het hom wakker gemaak en gesê hy moet jou man gaan salf, want die duiwel gaan hom vandag doodmaak. Ek sê wat? True. En ek sê nee, wat? En nou weet ek, nou verstaan ek die ding ook nie, maar ek gaan toe maar in die huis in, want ek ken hulle ook nie. En ek gaan maar in die woonstelletjie en ek gaan lê. En dis nie hoe laat hier by 2 uur se kant bel die suster my. Sy sê, kan jy inkom? Ek sê ja, ek kom. En ek is op pad hospitaal toe. Toe ek daar kom, toe het hulle 'n geweldige ding gehad. Die verpleegster, hy wou toilet toe gaan, maar hy wou nie 'n bottel gebruik nie. Toe het sy die onderwater drein aan die pyp opgetel en dit was so 'n groot glasbottel. En toe val daai bottel af en hy bars. So daai hele long is toe oop. Dokter Marx het toe in daai tydperk blykbaar daar ingekom en gesien wat aangaan in die pyp toe gedruk en toe gevra wie dit nou gedoen. En toe sê hy vir my man, hy moet gaan sit. En toe kry my man bompskok. Hy's toe so dom en die mekaar soos nog iets. Dit was 'n geweldige ding.
En die maandag toe sê dokter Marx vir my, toe ek die aand op diens is, toe sê die suster vir my, dokter Marx wil met jou praat. Ek praat met hom, hy sê vir my, ek kan nie jou man opereer nie. Ek moet, maar ek kan nie. Opereer kom, gaan hy dood. Opereer kom nie, gaan hy ook dood. Ek sê vir hom, dokter, hy sal nie dood van nie. Hy sê toe vir my, hy sal nie doodgaan nie. Hy sê toe vir my, ja, maar hy so de mekaar, hy gaan al die pype en goed uittrek. Ek sê nee, dis reg. Maar my man is toe de mekaar. Hy's ongelooflik toe de mekaar en hy rittel en alles. En hulle gaan toe stuur hom toe af na hy daai pyp gebars het. Toe hy nou weet die borrel gebars het, toe stuur hulle hom af om te kyk hoeveel lug het hy op sy longe gekry. Toe sê Marx, hy kan dit nie verstaan nie. Hy het minder lug in sy long gekry as wat hy gehad het met die insteek. Hy moes eintlik meer, die long moes gebars het. Hy kan nie glo dat die long nie gebars het nie. Toe dink ek, oom Murphy het gesê, die Here het gesê, hy moet hom gaan salf. As hy hom nie gaan salf nie, gaan die duiwel hom vandag doodmaak. Oom Murphy was gehoorsaam. En toe... En jy het nog vasgehou aan die belofte ook. Ja, ek het vasgehou aan daai belofte. Ek het later met dokter Marx daaroor gepraat. Toe die Woensdag, toe gaan bid oom Murphy weer vir hom. En daai Donderdag, toe's my man so normaal soos ek en jy. Normaal. Wow. Daai Saterdag toe stoot hulle hom teater toe, hulle opereer hom, en daai Vrydag toe stuur hulle hom huis toe. Die belofte waarin jy heeltyd geklou het, soos jy sê, daai was nie die eerste of die laaste keer wanneer jou man sy lewe in gevaar was, of amper by die dood omgedraai het of iets nie. Maar jy het geklou aan 'n belofte wat die Here gemaak het. Ja. En voor ek my volgende vraag net vir jou vra wat daarop lê, maar het dit so gebeur? Het jou man op sy knieë gekom voor hy sy asem uitgeblaas het? Ja, hy het totaal bekering gekom. So die belofte wat God aan jou gemaak het waar geword, soos elke belofte in die Bybel. Maar dit laat my dink aan Maria, Jesus se ma, en hoeveel keer Jesus se lewe in gevaar was as 'n babatjie en as 'n kind. En Ja. ek is self nie 'n ma nie, maar ek dink nou net, hoe moes sy nie geklou het in daai belofte en toe in gehoorsaamheid, soos wat jy ook gepraat het van die gehoorsaamheid waarin jy gestap het. Want jy het geweet, die Here het gesê, hy gaan daai wille perd in die kraal inbring by die skape, want hy is die herder. En tot en met toe het jy nie vir 'n oomblik laat vrees oor jou kom, soos daardie aand wat die Here met jou gepraat het, daai vrees wat jou geoverwhelm het, dat jy vir dae lank daarna gehuil het nie. Maar die vrede wat God eerder oor jou gebring het van, dis wat ek jou beloof het, this is gonna happen, en dit het gebeur. Ja, en soos ek sê, dit het gebeur. Hoe dit gebeur? Weet jy, hy was maar baie keer baie moeilik, maar hy het eendag toe kom staan hy in die deur, en hy sê vir my, wat sê die Here? Jy sê mos die Here praat met jou. Ek sê vir hom, weet jy, Johannes, ek kan nie vir jou enigiets sê nie, want ek het nie. En daar praat ek so met die Here, ek sê, Here, wat moet ek vir Johannes sê? En ek weet, hy het so in die deur gestaan, en ek kyk hom so, en ek sê vir hom, weet jy wat Jesus sê, hy het jou verskriklik lief, jy is so kosbaar vir hom. En vir die eerste keer toe huil my man. En so 3 maande so voor sy dood het ek en hy so gesels. Toe sê hy vir my, Peter, as ek jou net eerder geglo het. As ek net eerder, maar ek het nie geweet nie. Toe sê ek vir hom, weet jy Johannes, dis nie te laat nie. En ek weet, hy toe baie, ons kon toe praat oor die godsdiens en oor al die dinge. En hy het gesê, hy weet nie hoekom
die dinge so was nie. Toe sê vir Johannes, ek verstaan ook nie altyd alles nie. Maar een ding is dit verseker, ons moet net ons lewens regmaak. Hy het op sy manier reggemaak en hy het erken. Hy het baie keer gesê, Pietro, jy's die stukkie genade wat die Here vir my gegee het, want jy het die godheid in ons huis ingebring. En dit was nie altyd maklik nie, maar dit was daar. Maar dit was daar. Pietro, as daar vandag 'n vrou is wat luister, en sy is die enigste een in die huis, met kinders, sonder kinders, kom ons sê, sy is die enigste groot mens wat God aanbid. Wat is jou advies vir so 'n vrou? Hou aan, hou vas, bly by die Here. Maak nie saak hoe soms is dit so moeilik. Ek het baie keer geval. Oei, en die Here het baie keer baie hard met my gepraat. Maar hou vas, moenie los nie. Die Here is getrou. Al verstaan jy dit nie vandag nie, maar op 'n langer tyd gaan jy dit verstaan. Selfs die ou dogtertjie wat hy op my skoot gesit het, was op die ou einde Tinus en my suster van my ma se kant af se dogter se kind. Het die Here vir my gegee wat ek kon aanneem. Dit het my nie 5 minute in die hof gevat om haar aangeneem te kry, al was my man sieklik gewees. Maar ek sy my dogter se biologiese pa, my dogter wat ek aangeneem het, se biologiese pa was die kind wat ek groot gemaak het, Tinus se kind. En jou man het hierdie gesien ook. Dit gebeur. Want obviously moes jy hom vertel het van daai aand, alhoewel hy nie geglo het nie en wat ook al gedink het. Maar hy moes dit gesien het en toe hy obviously tot bekering kom en op sy knieë kom, toe moes, soos jy sê, almal kom op hulle eie manier voor God. En die Here moes hierdie goed openbaar en bymekaar bring aan hom. Pietro, ek dink ons gaan definitief gesels vir 'n tweede keer. So luisteraars, hierdie is deel 1 van Petrus se getuienis. Asseblief skakel in vir deel 2, maar voor ons gaan vir die eerste keer, Pietro, die dag wat jy jou hart oorgegee het en gedoop is. Vertel ons van daai dag. Goed, kom ek vertel jou nou iets. Ek word die 14de Junie gedoop. Nou die 14de Junie? Ja. Wow. Oh man. Daai tyd. Waar word jy gedoop? In Ellisras. En ek dink dis die perfekte plek om ons eerste onderhoud dan op 'n hoogtepunt mee af te sluit. Pieter word gedoop die 14de Junie deur leraar Roland Kritzinger in Ellisras gemeente. Ek is seker al die engele juig saam en die mense wat dit hoor ook. En Pietro, ek en ek glo almal wat saam luister, sien baie uit na die res van jou verhaal, want soos ek kan aflei, as jy gesê het ook, daar is vreeslik baie stories. Die pad wat die Here met jou geloop het, die dinge waar jy deur is, van 'n kind af, hoe jy hartseer beleef het, tot en met vandag, waar hartseer nog in jou stem is, maar dis 'n liefdevolle hartseer. En ek kan, wanneer mense die vrug van die Gees studeer, en dis vreugde en vriendelikheid, dan wonder ek partykeer, hoe moet ons trane klink of lyk? En ek dink dis hoe trane klink of lyk, wanneer die vrug van die Gees groei in jou, en die Heilige Gees in jou is. So vreeslik baie dankie vir hierdie deel wat jy met ons gedeel het. So luisteraars, ek hoop regtig daar's iets wat julle so ver uit Petrus se storie kan vat. As jy 'n ma is, wat al kinders verloor het, of dit nou foster is, of dalk in die dood verloor het. Ek dink daar's iets wat jy en Petro aan kan relate. Dis haat, dis sadness, dis vrees, dis alleenheid. En God het aan haar openbaar, dat hy die God is van vrede en van liefde. En dis regtig my gebed, laat God dit aan jou ook openbaar. En die advies wat sy gee vir 'n vrou, wat alleen in 'n gesin is, wat die enigste een is wat God tans dien, moenie ophou nie. Moenie ophou nie, want is nog nie te laat nie. Want ek sê altyd, ek dink die Here is om die draai op pad. Ek hoop nie ek verjaar weer nie. Maar
daar is nog tyd. Daar's nie genoeg tyd vir ons wat die waarheid weet om dit nou te kan bekostig om te los nie. Maar daar's nog tyd om jou hart vir die Here te gee. Dit is my persoonlike gevoel, soos ek sê, my personal opinion. Maar Pietro, vreeslik baie dankie en ek en jy gaan definitief weer gesels en die res van jou storie ook deel met die luisteraars. Dankie. Ja, daar's wonderlike dinge wat die Here al vir my. Dis wat my vashou ook aan hom. Dink aan klein of groot dinge, maar die Here is altyd daar. Al voel dit vir jou partykeer of hy ver is, hy is daar. Altyd. Ja. Vreeslik dankie Pietro en dankie aan ons luisteraars wat ingeskakel het vandag. En ja, vir hierdie episode deel 1 van Pietro se getuienis groet ek dan tot ons weer met mekaar gesels of mekaar ontmoet op die wolke wanneer Jesus Christus ons kom haal. Mooi dag verder.